en welkom by die eerste uitgawe van Onder die Sterre. Vir die van julle wat my nog nie ken nie, ek is Lafras Smit en ek boer hier tussen Heilbron en Frankfurt in die Noord-Vrystaat. Ek is al oor die 10 jaar passievol besig met hierdie wonderlike stokperdjie en het vir jare op die program Sterre en Planete op RSG die hoogtepunte in die naghemel kom oorvertel. Om net te vertel is een ding, maar om ook te wys is iets heel anders. Daarom dat ek hierdie projek aanpak, waar ek elke maand 'n kort informele sterreaand aanbieding gaan bring. Gelukkig maak tegnologie dit moontlik dat al is ons ook waar in die wêreld, ons saam vir 'n paar minute op na die naghemel kan kyk. Ek vra dan ook nou al in die begin om nie net na hierdie video te kyk nie, maar dan ook self uit te gaan en alles wat ek uitwys te gaan opsoek. Nou ja, met die inleiding en die bekendstelling afgehandel, kom ons kyk wat jy saans in Januarie se naghemel kan sien. Met hierdie eerste episode gaan ek dit vereers eenvoudig hou en sal dan stelselmatig in die toekoms meer in detail begin ingaan. Januarie se naghemel vroeg aand word oorheers deur Jupiter en die Orion-konstellasie en daarvoor moet jy na die ooste toe kyk. Jupiter is die helder ster in aanhalingstekens laag op die horison en jy kan dit nie miskyk nie. Jupiter was ook nou op die 10de Januarie in opposisie, wat beteken die son, aarde en Jupiter was in 'n reguit lyn en is die planeet ook nou op sy naaste punt aan die aarde verjaar gewees. Net onder Jupiter is die twee helder sterre van die tweelingkonstellasie Castor en Pollux. As ons opbeweeg, is ons somerkonstellasie Orion of die jagter mooi uitgestrek oor die naghemel. Die rooi ou reus Betelgeuse is onder en die helder ster bo is Rigel. In die middel sien ons 3 sterre, Alnitak, Alnilam en Mintaka, wat die belt van die Orion uitmaak, of ook bekend staan as die 3 konings. Net bo die 3 konings is daar nog iets wat lyk na 3 sterre in 'n ry en dit is die swaard van Orion. Die ster in die middel van die ry is glad nie eintlik 'n ster nie, maar die bekende M42, oftewel die Orion-nevel, wat ek dink meeste van julle al gesien het. Links van Orion is 'n groep sterre wat lyk na 'n onderste bo V met 'n baie helder ster aan die onderkant. Dit is deel van die Bil-konstellasie en die ster Aldebaran wat die oog van die bil verteenwoordig. Nog verder links is die 7 Susters of die Pleiades, nog 'n baie bekende groep sterre. Dan as ons die kamera regs draai en dus met ander woorde meer in 'n suidoostelike rigting kyk, is daar 2 prominente helder sterre wat uitstaan. Links is die helderste ster in ons naghemel Sirius en meer na regs Canopus, die tweede helderste ster. As ons verder regs beweeg en nou suid kyk, is die Suiderkruis nog half onderste bo besig om bo die horison op te kom. Julle sal ook nou en dan 'n donder weer sien na die Drakensberge se kant toe. Hier in die noorde van Suid-Afrika sak die Suiderkruis heeltemal onder die horison, terwyl dit meer suid daar onder in die Kaap nie die geval is nie. Die wysersterre is ook nog nie hier te sien nie en is nog onder die horison. Nie te ver van die Suiderkruis kry ons die mooiste nevel volgens my in die naghemel, naamlik die Carina-nevel. Hierbo is Canopus weer en net regs daarvan kan mens die groot Magellaanse wolk sien as jy dit van 'n donker plek af doen. Om vir julle die Magellaanse wolke te wys, het ek die kamera se beligtingstyd bietjie aangepas en hier is dit nou meer duideliker. Hier weer eens die Suiderkruis, hier is die Carina-nevel en dan hier is onderskeidelik die groot en die klein Magellaanse wolke. Dit is 2 dwergsterrestelsels wat deur ons Melkweg se swaartekrag gevang is. Soos ek gesê het, ek gaan maar met die eerste video dit vereers eenvoudig hou en dan hier haltroep. Gaan kyk nou gerus self of julle van die voorwerpe wat ek hier in die video uitgemerk het, self in die naghemel kan gaan opsoek. Ek is weer terug in Februarie met nog interessanthede, so tot dan,
Lekker opkyk almal.